Goeiemôre, dit is Donderdag 6 November 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Gisteroggend was ek redelik verontwaardig toe ek ewe skielik nie my video's kon publiseer nie en ek geen toegang tot die YouTube kanaal kon kry nie, want daar was 'n klag of iets oor een of ander gemeenskap riglyn wat verbreek is. Ek het gelukkig vroegoggend appel aangeteken en teen so ongeveer 7:15 gisteroggend het ek weer beheer oor die kanaal teruggekry en is die klag dan nou van die tafel afgevee deur YouTube self. So ek is maar dankbaar daaroor, want anders sou ek vir 'n week lank nie met julle kon gesels nie. En dit sou verrykende implikasies vir myself ingehou het en vir baie van julle sou dit nie lekker gewees het om skielik vir 'n hele week nie van my te hoor nie. Maar hoe dit ook al sy, ons is op die lug en daarom is dit ook belangrik om te onthou dat vanaand is bosberaad aand. Ons gaan gesels interaktief met lede, maar ook vir almal om te sien, gaan ons weer 'n allegaartjie van internasionale sake, plaaslike sake aanspreek en lekker daaroor gesels en die kanaallede kry die geleentheid om vrae te stel, vrae te vra wat ek dan so goed as moontlik kan beantwoord. Dit dan vanaand regstreeks om 7:00. Nou in New York, en ons weet dat New York is bekend vir sy Statue of Liberty, waar daar staan. New York in Amerika is ook bekend vir die dubbeltorings wat eens die Trade Center was, wat as gevolg van 'n terrorisme aanval platgevee was in die aanval. Die torings het ingeval. Baie mense, oor die 3000 mense is dood in hierdie situasie. En dan sien ons ook dat dit was die groot motivering om Irak en Afghanistan binne te val. Uit weerbraak vir hierdie islamitiese geïnspireerde aanval op New York. Nou ek weet daar's baie teorieë rondom wie dit nou eintlik gedoen het en wie dit nie gedoen het nie. As baie verskillende teorieë wat rondloop. Maar as ons kyk na die, kom ons sê, die aanvaarde voorstel van wat daar gebeur het, dan is dit nog meer skokkend om te dink dat New York het pas sy eerste moslim burgemeester gekry. Zoran Mamdani is tot burgemeester verkies gister met 'n oorweldigende meerderheid. En dan wonder 'n mens, hoe gebeur dit dat New York, wat onder die islamitiese, onder hierdie moslim geïnspireerde aanval deurgeloop het, hoe is dit dat hulle vir Mamdani 'n erkende islam ondersteuner en gelowige gekies het? Ons het in die Donald Trump era van die begin tot nou toe, het ons 'n ommeswaai in Amerika beleef ten opsigte van die groepering behoudenes, die demokrate. Ons sien dan ook dat die Demokratiese Party, die regering, nie wou stem ten gunste daarvan dat die begroting goedgekeur word nie. Dit het daartoe gelei dat die regering gesluit het vir die langste tydperk in die geskiedenis van Amerika en woedende groeperings wat
hulle uitgespreke teenoor die demokrate, omdat hulle self laat afpers het deur hulle ver linkse groepering wat deel is van die demokrate en dit dan nou uiteindelik gelei het tot die verkiesing van Mamdani. Dis vir my duidelik dat die sogenaamde demokraties beheerde state, waar die demokrate nie demokraties nie, maar die demokrate aan bewind is, dat hulle al meer links beweeg, terwyl jou behoudendes republikeinse state al verder wegdryf na regs, weg van hierdie, kom ons sê, groot liberale state. So by so dat Mamdani wat nou gekies is, al sekere uitsprake maak, dat in sy openingstoespraak hy nie gepraat het oor enige leierskap in die Weste nie, maar dat hy wel 'n leier daar uit Indië se wêreld uit gebruik het om 'n aanhaling oor te maak oor hoe gaan hy die stad van New York bedryf. Dit sê vir my dat hier is 'n verwydering wat plaasvind in Amerika. As ek kyk wat in Brittanje aan die gang is, sien ons ook 'n verwydering. Ons sien dit in Nederland, ons sien dit in Frankryk, ons sien dit in Duitsland, dat daar al meer 'n verwydering kom tussen die behoudendes en die liberales in die lande. En as ons na 'n groter skaal gaan kyk, kan jy amper sê ook die liberale Europa teenoor die behoudende Rusland, Ooste en wat daarmee saamgaan. Selfs in Suid-Afrika het daar oor die afgelope paar weke 'n baie groot verwydering begine inkom. Selfs binne in Afrikaner geleedere met die 40 sogenaamde wat die regeringsbeplande dokument onderteken het, dat nie in ons naam nie petisie wat geteken is, sien ons daar die verwydering plaasvind. En ek wil my verstout as ek kyk na wat Elon Musk sê, waar hy sê, daar sal burgeroorlog in Brittanje uitbreek. Dan kan jy daar die woorde deurtrek na verskeie lande in Europa. Ons vermoed, dit kan selfs hier by ons, sal dit ook in 'n burgeroorlog van soorte ontaard, maar dit lyk vir my toenemend dat ons dieselfde probleem in Amerika gaan ervaar. Jou kleiner stede, of kom ons sê dan liewer jou plattelandse gebiede, hoofsaaklik Republikeins, Californië en verskeie ander plekke, New York, is hoofsaaklik demokrate, maar die verwydering raak ideologies nou so ver, dat die kanse baie goed is, dat hulle mekaar een of ander tyd gaan pak. Ek glo nie Donald Trump gaan daarin slaag om Amerika te verenig, indien daar nie 'n groot verandering in die verkiesingsproses kom nie. Ek dink ook nie hy gaan op wêreldvlak 'n noemenswaardige impak vorentoe maak nie. Hy was goed vir ons mense hier. Dit was goed om die aandag van die wêreld op ons te vestig. En daaroor sal ons altyd dankbaar wees. Maar ons moet net bewus wees dat Amerika staar baie groter probleme in die gesig as wat meeste mense vermoed en dink. Hier by ons natuurlik toenemend ook so. Dit is besig om te gebeur, dat ons al weier uit mekaar uitkring, weier weg van die regering van nasionale eenheid, en dat die mense wat behoudend is, ook hulle self onderskei of wie is deel van die behoudendes al dan nie. Daai skeidings is besig om plaas te vind. Dis asof die battle lines besig is om in plek te val, of ons dit reeds begin trek vir die dag wanneer die dinge begin gebeur. My punt vanoggend is,
Dis besig om wêreldwyd te gebeur. Dit sal in Suid-Afrika ook so gebeur. En daarom, juist daarom, is dit my en jou verantwoordelikheid om onsself sielkundig en geestelik voor te berei, dat ons op ons knieë gaan en ons Skepper smeek vir genade, vir wysheid, vir insig, om hierdie komende bedreiging nie net te oorleef nie, maar dit ook te kan oorkom, om te sorg dat daar 'n toekoms vir ons nageslag in Suid-Afrika is. Ek dink dieselfde gaan op, dieselfde gebeure gaan in baie lande in die wêreld op, dat daar wel 'n toekoms sonder moslems in die res van die wêreld ook sal wees. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand stiptelik om 7:00 1900 in te skakel en dan deel te maak te raak van ons bosberaad program nie. En as ek dit nou nie gesê het nie, ek kan nie onthou nie, geniet jou kondensmelk koffie. En as ek dit gesê het, dan kan jy dit 2 keer doen. Lekker dag.